Hierdie episode van Storytyd saam met Juffrou Blanche word geborg deur Kleuter en Baba Campus in Langenhoven Park. Hallo al my groot oortjies en al my klein oortjies. En dit is weer daardie tyd van die aand, 8:00 op 'n Dinsdag aand. Dit beteken Storytyd saam met Juffrou Blanche hier op Millie FM, kos vir jou ore. Vandag se storie is 'n baie lekker storie van Lisa het 'n plan. En dit is geskryf deur Martie Preller en Karen Lilje. Lisa loer om die hoek van die eetkamer. Sy gaan nou vir Wessel skrik maak dat sy knie bewe. "Hou, ek soek Wessel vleis. Hou," gil Lisa en sy storm brullend op Wessel af. Wessel wip soos hy skrik en hy hol in die gang af. Hy storm by die badkamer in en klap die deur toe. Lisa lag en hamer aan die deur. "Kom uit, Wessel," roep sy. "Dis nou jou beurt om die dinosaurus te wees." Maar Wessel sê niks en die deur gaan ook nie oop nie. Mamma kom aangestap. "Ek gaan gou vir tannie Susan kuier," sê sy. "Gedraai julle nou en moenie vir papa pla nie. Wessel, kom uit en gee gou vir my 'n soen." "Wessel? Wessel, is jy klaar?" Mamma klop aan die badkamerdeur. Haar voorkop maak 'n frons. "Wessel, maak nou dadelik die deur oop. Wessel!" Maar Wessel sê niks en die deur gaan nie oop nie. "Gaan roep jou pappa, Lisa," sê mamma benoud. "Wessel het homself in die badkamer toegesluit. Toe Lisa, hardloop." "Mamma, ek sal," begin Lisa. Maar mamma val haar in die rede. "Gaan roep nou dadelik jou pa. Wat staan jy nog daar? Kan jy nie sien ons het 'n krisis nie?" Lisa weet nie wat 'n krisis is nie, maar as mamma so klink, moet sy liewers baie vinnig hardloop. As mamma haar net 'n kans wil, "Lisa, hardloop nou," roep mamma. Lisa hardloop deur die kombuis, by die agterdeur uit en onder die stoep afdak deur. Ouma sit onder die vyeboom en hekkel. "Waarheen hardloop jy so, Lisa?" vra sy. "Toe ek jonk was, het oordentlike dogtertjie stadig geloop." Wessel het homself in die badkamer toegesluit," roep Lisa en sy hardloop verder. Lisa storm by die buitekamer in. Pa, mamma sê papa moet gou kom. Wessel het homself in die badkamer toegesluit, maar ek sal..." "O, genade," sê papa. Papa hardloop met 'n vaardeur by die deur uit, verby die vyeboom, onder deur die stoepdak en by die agterdeur in. Lisa hardloop agter hom aan, verby die vyeboom, onder deur die stoepdak en by die agterdeur in. Ouma en oupa kom ook agterna geskuifel. "Wessel is in die badkamer," sê ouma, want oupa kan nie meer so goed hoor nie, so sy moet weer sê, "Wessel is in die badkamer." "Wat slaat hy met 'n hamer?" vra oupa met sy hand agter sy oor. "Wessel, kom nou dadelik uit die badkamer," sê papa, en hy slaan met sy vuis teen die deur. "Wessel!" Maar Wessel sê niks, en die deur gaan nie oop nie. "Buurman Kobus het 'n saag, gaan roep hom," sê mamma. Papa hol in die gang af. Ek sal," sê Lisa, maar mamma maak haar stil. "Jou broer is in die badkamer toegesluit, kom uit my pad, Wessel!" Lisa staan so styf teen die muur, dat sy soos 'n stuk van die muur voel. Oupa en ouma kom hygend tot stil daar. "In my dae was daar nie sulke moleste nie," sê ouma. "Waar is die molneste?" vra oupa. Papa hardloop by die voordeur uit, af met die sementpaadjie. Hy ruk die hekkie oop en val amper bo oor die posman, wat net buk om iets in die posbus te sit. Papa beduie wild met sy hande en hy wys elke nou en dan na die badkamervenster. Die posman slaan sy hand oor sy mond en laat val sy briewe. Hy haal sy selfoon uit sy broeksak en begin bel. Ek sal," fluister Lisa met 'n klein stemmetjie, weer terug in die huis. "Bly nou stil, Lisa." Mamma se stem is nou kwaai.
Ons het 'n krisis. Wessel is toegesluit in die badkamer. Bel die brandweer om te kom help, sê pappa. Die posman swaai sy selfoon in die lug. Ek sal bel, roep hy so hard as wat hy kan. Toe ek jonk was, het kinders buite gespeel, sê ouma en vou haar arms kwaai. Wie het die kat gesteel? Vra oupa en hy lyk bietjie deur die wind. Wanneer kom die brandweer dan? Vra mamma en dit lyk amper of sy wil flou word. Lisa kry amper nie meer asem nie. Dit voel of daar nou honderde mense in die huis is en arme Wessel. Miskien moet sy net, maar sy dink nie sy kan nie. Almal praat en beduie gelyk, die woorde vlieg heen en weer. Ek sal, sê Lisa. Die brandweer waar stop met loeiende sirenes voor die huis. Staan terug, beveel die brandweermanne en hulle lig hulle groot byle op. Nee, gil mamma. Sê nou Wessel kry seer, julle moet eerder deur die venster klim. Lisa spartel om tussen deur die mense te kom, as sy net by die badkamer kan uitkom. Eina, ag nee, Eina, laat my deurkom. Ek sal, praat sy aan mekaar, maar niemand hoor haar nie. Almal stroom na buite, want die brandweerman klim teen die leer op, hy lig sy byl om die venster te breek. Nee, keer pappa met eens benoud. Wessel kan dalk seer kry, moenie die venster breek nie. Skielik is dit doodstil in die straat. Lisa kan selfs die blare van die boom voor die huis hoor ritsel. Wat nou? Vra tannie Evelyn. Haar stem klink so bietjie bang. Ek sal, begin Lisa, maar almal skree haar dood. Kan jy nie sien ons het 'n krisis nie? Kinders moet gesien word en nie gehoor word nie. Lisa wil weer stil bly, maar toe dink sy, Wessel kan mos nie vir altyd in die badkamer bly nie. Hy is seker al baie bang en eensaam en honger en dors. Sy sal hom nou vinnig moet uitkry. Sy tree vorentoe. Ek sal Wessel uit die badkamer kry. Dit klink my die kind het 'n plan, sê oom Hein geskok. Toe ek jonk was, het kinders nie so baie gepraat nie, sê ouma en sy lyk kwaai. Wie se vingers kraak, wil oupa weet. Wel, sê mamma en vryf oor haar kop. Jy kan seker maar probeer. Kom saam, sê Lisa en stap voor die grootmense uit na die badkamer toe. Lisa gaan staan styf teen die badkamer deur. Wessel, sê sy, dis Lisa hier. Daai blink ding aan die deur, daai ding wat jy nou gedraai het, draai hom net gou weer, maar na die ander kant toe. En dan vra ons vir pappa om vir ons 'n groot roomys te gaan koop. Dis so stil in die gang, dat jy 'n vlieg se vlerke kan hoor klap. Dan is daar 'n harde klikgeluid en die deur gaan oop en daar staan Wessel. Roomys, sê hy opgewonde. En so was dit die einde van 'n baie opwindende dag in Lisa se straat. En sy het eintlik die slimste plan van almal gehad. Dit was 'n lekker storie gewees, nee maats. Ek hoop julle het hom geniet en ek hoop nie julle sluit julleself toe in die badkamer nie. Dis nie 'n goeie plan nie. Nou toe, ek hoop julle is lekker in die bed onder 'n warm kombersie, gereed om nag te sê en soete drome te hê vanaand. En ons praat weer oor 2 slaapies, kan julle weer inluister en verder luister na die volgende storie wat ek vir julle saamgebring het. Lekker slaap! Hierdie storietyd saam met juffrou Blanche was geborg deur Kleuter en Baba Kampus in Langehoven Park.